Here, dit is so lieflik om in die huis van die Here te wees. Vader, dit is net genade, Here, wat ons gedra het tot hiertoe, en vanmôre is ons dankbaar, omdat U God is, omdat U ons deurgedra het, omdat U ons gespaar het, Here. U is ons Vader, wat in die hemel ons hulp is, alleenlik van U, wat die hemel en aarde gemaak het, Here. Ons eer U vanmôre vir wie U is, en vir wat U doen in ons lewe, Here, en vir wat U ook nog gaan doen, en veral vanmôre in hierdie diens, Here. Ek is so honger en so dors vir meer van U vanmôre, Here. Ons is afwagtend, Here, vir U Heilige Gees om net te kom leiding neem in hierdie diens, Here. Ons besef vanmôre op niets, Here, dit gaan nie oor ons nie, maar alles gaan oor U vanmôre, Here. Here, ek wil, Here, die hele diens, Here, voor U bring vanmôre, Here, al die verrigtinge, alles wat gaan gebeur vanmôre, wil ons net oor in U hande gee, Here, Vader. Ons gee totaal en al alles oor, en ons vra Gees van God, beweeg in hierdie plek vanmôre, Here. Here, U kan elke hart aanraak vanmôre, Here. Elkeen wat hier ingekom het, Here, met 'n swaar gemoed, Here, vanmôre. Ek bid dat U dit vir hulle ligter sal maak. Here, hulle sal beter wees, Here, hulle sal beter voel, Here, hulle sal veranderd voel wanneer hulle uitstap, Here. Dankie vir nuwe ontmoeting met elkeen van ons vanmôre wat hier in hierdie diens is, en elkeen wat ook ingeskakel is aanlyn, Here, dat U daar met hulle sal ontmoet vanmôre. Here, weet vanmôre dat ek weet daar is vanmôre krag in die wonderbare naam, daar is krag in die bloed van Jesus, Here. Ek weet, Here, die Gees beweeg, en waar die Gees beweeg is vryheid vanmôre. Here, U is ons herder, ons hoef nie te vrees nie, Here. Ons gaan niks kort kom nie, want U is met ons, Here. Ek wil bid, Here, soos daar was, U is ons bewaarder, Here, die bewaarder van Israel, wat nie sluimer of slaap nie, en ek weet vanmôre is U hier om met ons elkeen te ontmoet, Here. Ek pleit die kosbare bloed van Jesus oor elke een wat vanmôre in die diens is, Here. Ek dank U, Here, Here, dat U ons aanraak, Here. Dankie vir vaarsalwing, Here, oor elkeen van ons lewe. Ek wil bid, Here, dat U, Here, die lof en aanbidding seën, Here, wanneer U ons gaan sing, Here, Here, dat dit tot eer en verheerliking sal wees. Ontvang dit, Here. Ons doen niks uit onsself vanmôre nie, Here. Seën die woord wat gaan bedien word, Here. Here, die predik, Here, dat ons sy lippe sal salf, sal seën, Here. Here, gebruik hom, Here, vanmôre as instrument, Here, om ons te seën en te bemoedig, en ek weet, U het 'n woord op sy hart gelê, Here, wat ons gaan stig vanmôre. Seën dit, Here, en ons gee U die eer daarvoor, Here. Al die lof, al die aanbidding kom U toe, Here, want as niemand soos U nie, my heiland, Here. U is 'n wonderbare heiland vir ons elkeen vanmôre, en ons eer U en ons prys U. Seën hierdie diens, Here, is my gebed in Jesus se naam, Here. Ek bid ook vir elkeen wat gaan saai, Here, in die koninkryk, elke offer, elke tiende, Here, Vader. Ek bid dat dit geseën sal wees, en dat U, Here, dubbelvoudig aan elkeen sal voorsien. Is my gebed in Jesus naam, met baie danksegging. Amen en amen. Familie Sentrum, geniet die diens. Here, ek wil net oorgee vanmôre. U weet dit is jeugmaand, so die jeug gaan ons bemoedig. Kan ons vir die jeug 'n lieflike handeklap gee, en hulle gaan vir ons seën. Dis die G-Force jeug. Amen. Stronger, the King of Glory.
Now revealed
daar's krag. Om die vuilste sondaar skoon te was. Daar's krag in die bloed wat genesing bring vir 'n siek liggaam. Ons sê dankie, Here, vir die bloed van Jesus. Wat ons versoen met God. Sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees. Nog 'n laaste maal almal saam. Jesus 'n lofoffer gee, familie. Prys die Here. Kom aan, jy kan beter doen naaste. Gee hom eer, gee hom lof, gee hom aanbidding. Was dit nie vir die bloed nie, was ek en u nie hier vanmôre nie. Maar danksy die bloed van Jesus, halleluja, as ons met God versoen, kan ons 'n verhouding hê met hom. Halleluja, kan sy gees binne in ons woon. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Familie, ek kan vinnig die sitplek inneem. Ek wil hê, eersens, voordat ons by die nagmaal gaan stilstaan, wil u nie hierdie jeugorkiese lekker aan 'n klap gee nie. Terwyl hulle so sing, moet ek net trane afvee. Ek wil sê, die kerk van môre is veilig. Amen. Die kerk van môre is veilig. Hier's 'n nuwe generasie wat opstaan. Halleluja. En ons dank die Here wat God doen vir ons jong mense. So ek wil vinnig net stil staan by ons het 'n vol program van môre. Ek wil net vinnig by die nagmaal stil staan. Jy weet, terwyl ons die laaste paar weke praat oor liggaam, siel en gees, gebeur daar iets in die allerheiligste. Die hoofpriester gaan aan en hy moet die bloed van 'n bul moet hy sprinkel, 1 keer 'n jaar ingaan in die allerheiligste op versoeningsdag. Moet hy die bloed van 'n bul met sy vinger op die versoendeksel sprinkel. En dan gebeur daar iets wat ons moet in ag neem, want jy verstaan dat die tussen die gerubs op die verbondsark was die teenwoordigheid van die Here. God se teenwoordigheid was in die allerheiligste. Maar die versoendeksel, in Engels is dit mooi, the mercy seat. En wat gebeur? Die mercy seat doen iets, wat beteken barmhartigheid, het ons al verduidelik. Dit beteken om terug te hou wat ek en u verdien. So die bloed hou terug wat ek en u verdien, en dit bring versoening met God. En hier is die ding, dis belangrik om te weet, wat was onder hierdie versoendeksel, binne hierdie verbondsark, onder andere was daar die wet, die kliptafels, wat Moses ontvang het. En wat skree die wet? Die wet skree, dat die mens skiet tekort. Ons kan nie daai merk haal nie. Ek vat iets, soos jy met jou naaste lief hê, soos jouself, baie van julle het nie jouself lief nie, wat is jy nog iemand anders? Come on. Ons skiet tekort, jy hou nie van jouself nie, hoe moet jy nog van 'n ander ou hou? En wat doen die wet? Die wet plaas 'n merk, wat God se standaard openbaar. En die wet kom en hy wys nie net wat reg en verkeerd is nie. Maar wanneer jy werklik na die wet kyk, dan wys dit vir ons hoe ver ons val van God se heiligheid. Dis wat die wet eintlik doen. En die wet is soos 'n spieël.
En wanneer jy in hierdie spieël kyk, dan besef jy hoe vuil jy is. Die weerkaatsing van die wet sê ek is vuil, en die wet kan jou nie skoon maak nie. Maar die bloed van Jesus het alles kom verander. Want jy sien, die bul se bloed moet op die versoendeksel 1 keer 'n jaar besprinkel word. Op hierdie versoendeksel moet daar bloed gesprinkel word. Maar die Bybel sê vir ons in Hebreërs, dat hy het eenmaal ingegaan met 'n perfekte offer, sy bloed. En sy bloed, halleluja, het 'n nuwe spieël geword. Die spieël is nie meer die wet nie, die spieël is nou, ons kyk teen hom vas, ons kyk vir hom. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth, die wet sal verdwyn. En wanneer ons kyk na Jesus, wys hy jou nie net wie hy is nie, maar hy wys wat jy kan word. Halleluja, hy wys wat jy kan word. En dis kom Paulus sê, van heerlikheid tot heerlikheid word ons verander. En dis alles te dank aan die bloed. Jesus is die spieël. En hy wys nie net hoe jy lyk nie, wat jy is nie, maar hy wys wat jy kan word deur sy genade. En anders as die wet, het Jesus die krag om jou te reinig, jou te verander en jou te herstel. Alles moontlik gemaak deur die bloed. Net gou vinnig in afsluiting. Waarom is bloed vir God belangrik? Dis 'n vraag wat ek myself vra. Waarom sou bloed vir God belangrik wees? Wanneer ons kyk na Genesis 4 vers 14, dan sien ons iets geweldig belangrik. Dat bloed het 'n stem. Hoor mooi. Kain maak vir Abel dood. En God sê vir Kain, hoor wat doen bloed met God. God sê vir Kain, die stem van jou broer se bloed roep van die aarde af na my. Ha. En wat het Abel se bloed? Abel se bloed het na God geroep vir geregtigheid, oordeel en vergelding. Dit was die bloed van 'n onskuldige man wat vermoor was. Abel se bloed het met God gepraat. En dan wil ek vandag sê, prys die Here, as Abel se bloed praat met God, hoeveel te meer die bloed van Jesus gestort op Golgotha. O, daar in Israel, op 'n heuwel Golgotha, is daar bloed wat tot en met 2026 praat met die Here. Wat nog steeds praat. En die verskil tussen die bloed van Jesus en Abel is, Jesus se bloed roep nie vir geregtigheid, oordeel en vergelding nie. Dit roep nie 'n oordeel vir 'n sondaar nie, maar dit roep vergifnis, genade, versoening, verlossing, aanvaarding by die Here. Waar Abel se bloed skree, straf die skuldige, skree die bloed van Jesus, ek het vir die skuldige betaal. Waar Abel se bloed sê geregtigheid moet geskied, sê die bloed van Jesus, die prys is betaal, daarom kan my genade en my barmhartigheid vloei. Hy betaal met sy eie bloed 'n ewige offer, eenmaal perfek. Abel se bloed het van die aarde na die hemel geroep vir oordeel. Maar Jesus se bloed roep van die hemel na die aarde vir genade. En hoor mooi, terwyl ek klaarmaak. Hier is die wonderwerk van die bloed van Jesus. Die bloed van Abel het Kain veroordeel. Maar die bloed van Jesus kan 'n Kain vergewe. Halleluja! Prys die naam van Jesus. So wat het Jesus kom doen?
Die wet skree jy skuldig. Maar Jesus sê dis volbring. Die wet eis geregtigheid. Maar Jesus sê jy is nou geregverdig in hom. Die wet openbaar die probleem en Jesus openbaar die oplossing. Die wet wys hoe vuil jy is, maar die bloed van Jesus wys hoe skoon jy is. Die kruis was nie 'n tydelike oplossing nie. Dit was God se finale antwoord op sonde. Wat was die verskil van die Ou Testament en die Nuwe Testament? Die Ou Testament se bloed het sonde bedek. Maar die bloed van Jesus het sonde vernietig. Wat duisende offers nie kon regkry nie, het 1 druppel bloed van Jesus reggekry. Môre begin stemme met 'n opname. Ons het 'n liedjie wat ons gaan opneem, 'n lied wat op die Here op my hart lê, met hierdie voorbereiding net vinnig vir hierdie nagmaal. Ek weet nie, jy moet nou baie oud wees om te verstaan wat hierdie liedjie is, of hierdie liedjie te ken. 1 druppel bloed kan red my siel, maak my gewonde hart weer heel. 1 druppel bloed, deur sy genade vir my gestort op Golgotha. Môre gaan ons dit opneem. Maar familie, dit het net 1 druppel bloed gekos. So wanneer ons nagmaal gebruik vandag, en ons by hierdie tafel gaan stil staan, is dit 'n herinnering aan ons elkeen. Die bloed van Jesus praat nog steeds namens my en u. En ek is so dankbaar dat God ontmoet ons nie op grond van ons prestasies nie, maar hy ontmoet ons as gevolg van sy bloed. Nie oor hoe goed jy is of hoe sleg jy is nie. As jy hom aanneem, neem jy die bloed aan. En die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. En dit maak dat ons voor hom kan staan perfek. Onvolmaak, maar perfek. Want die wet is vernietig. En nou kan ons die merk haal, ons kan die standaard haal, deur die kruis. Want waar ek tekort skiet, kom die Here en hy lig jou deur sy bloed en hy sê, kom ek help jou. En dan raak jy aan die merk deur die kruis, deur die bloed van die lam. En dis hoekom ons sing oor die bloed van Jesus. Ek wil vra almal wat help in die nagmaal, begin uitdeel. U as besoekers wat hier is dalk vir die eerste keer, hou u nagmaalbroodjie, hou jou nagmaalwyn vas. Ons gaan dit saam gebruik. Moet dit nie nou gebruik nie. So kom ons sing dit weer, julle pragtige jeugorkes, sing dit weer vir ons oor die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die sneeuw. Daar's genesing, daar's genesing in die bloed van Jesus. Genesing in die bloed van Jesus. Genesing in die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die sneeuw.
Vader, ons is so bewus van die teenwoordigheid, Here. Vader, die gedagte wat by my opkom is, toe U sê, dis volbring, toe skeur die voorhangsel. En Here, toe die voorhangsel van die allerheiligste skeur, toe skeur elke hart oop, wat U aanneem en in U glo. En toe trek U uit die tempel uit van Salomo, Here. En U kom trek binne in ons harte in, Here. En nou woon U in hierdie tempel wat nie met hande gemaak is nie. Maar Here, U woon in ons. En nou is U ons geregtigheid. Wat maak dat ons reg voor God kan staan. Vader, U sien nie meer ons foute nie. U sien nie hoe ons soms die wet misvat nie, en hoe ons die merk mis van die wet nie. Maar wat U sien is die genade. Wat U sien is die afgehandelde werk van die kruis. En ek prys U, Here, dat ons nou beklee is in 'n kleed van geregtigheid. Om rein voor U te kan staan, Here. Skoon voor U te kan staan. Dankie dat U gehoorsaam was, Here. Tot die dood toe. Om die finale offer vir sonde te kom bring. Sodat daar nooit weer 'n dier hoef geslag te word nie. Sodat daar nooit weer bloed besprinkel hoef te word nie. Maar Here, die bloed is nou besprinkel in ons harte. En as gevolg van die bloed wat in ons harte besprinkel is, deur Jesus, die hoëpriester, het ons nou die teenwoordigheid van God in ons. En ons prys U daarvoor. In Jesus naam. Het almal gekry? Julle daar agter is julle sinnetjies, hoor? Baie dankie. E-mail daar soos julle sinnetjies ook, hoor. Kom ons staan op familie. Ek dink as iemand vir my ook kan geestelik bly wees. Kan iemand gou vir my bring? Sorry, ek het nou aan almal gedink behalwe myself. Dankie hierso. Hy sê hy gee sommer vir my, dan gee jy net vir. Dankie, jy het nou op jou voete gedink. Dankie Kelly, waardeer jy my boeta. Prys die Here. Is U bewus van sy teenwoordigheid? Halleluja. Halleluja. Here, hier is een van die wonderlikste gebeurtenisse in die kerk. En Here, hoe wonderlik is dit, daar is soveel goed wat ons doen, wat U nie ingestel het nie. Maar een ding, Jesus, wat U ingestel het, is dit wat ons vanmôre doen. So dikwels as julle dit doen, doen dit tot my gedagtenis. En Here, daarom wil ons op aandag staan vanmôre. Uit soveel respek. Here, daar's soveel agting in my hart, en ek weet hierdie mense wat voor my staan, en elke kyker by die huis. Here, ons harte staan op aandag. Want die Here, was dit nie vir U bloed nie, kon ons die hemel nie ingaan nie, sou ons nie die ewige lewe gehad het nie, Here, maar danksy die bloed van Jesus, het ons die ewige lewe. Is ons gered uit genade, want sy bloed reinig van alle sonde. Steek daai broodjie op, dan sê jy agter my aan, dankie Jesus, vir U liggaam, wat vir my gebreek is. Ek verklaar, deur sy wonde, is ek genees. Liggaam, siel en gees. Neem eet, familie. Karabashika yanduru bubanda rabasit alabay.
Dis heilige oomblikke, Here. En ons sê vir U dankie, Here. Steek haar kelkie op uit respek. Sê dankie Jesus vir U bloed. Dit skree nog steeds van die aarde af na die hemel. Die prys is volkome betaal. Ek is vry. Ek is gereinig. Ek is versoen met God. Amen. Drink. Halleluja. Familie, u bly staan. U kan u kelkies na u linkerkant toe stuur. My regterkant, u linkerkant. En dan terwyl u dit doen, gaan die jeug vir ons nog 'n lied sing. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kom aan familie, steek aan op, sing dit nog 'n keer saam. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good
U is goed, Here. U goedertierenheid is tot in alle ewigheid, Here. Yes. U goedertierenheid, Here, is vir ewig, Here. Sama babara rabatura malababo. Kalamashi batana rabasukuru balalabasuye. Kibatala basuma babara babara basara katata rabasukuru. Oh, donkey hallelujah. Shoma mama turamaya turabasuku telelele maturabasuba baba. Nog nooit, sê die Here, nog nooit het ek jou verwerp nie. Ja, dit wat jy gedoen het was gruwel. Wat jy gedoen het was verkeerd. Maar nog nooit het ek jou weggewys nie. As jy maar net kan kom, soos jy is, sê die Here, sal ek jou omhels soos die Vader die verlore seun omhels het. En toe die seun kom, toe hy nog ver was, het ek die pa na hom toe gehardloop. En net 'n gedagte om na my toe terug te kom, maak dat ek beweeg, sê die Here. En ek het vir daardie seun 'n kleed gegee, 'n ring gegee en skoene aan sy voete. En ek het 'n vetgemaakte kalf vir hom voorberei. Jy's myne. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Hou op om jouself af te kraak. Hou op om jouself te sien as niks. Want jy is my maaksel, sê die Here. Perfek geskape in Christus Jesus. Jy's 'n meesterstuk. Moenie kyk na jou verlede nie, my kind. Kyk na my. Hou jou oog op my, die leidsman en volëinder van jou geloof. En wanneer jou oog op my is, sal jy sien, my kind, het 'n helder toekoms wat voor jou lê. En sal ek jou lei en leer, maar jy is nog nooit verwerp nie. Ek maak jou toe met my genade en my barmhartigheid. En met my kosbare liefde. Amen, amen. Prys die Here. U kan die sitplek inneem, familie. Nou ja, soos u gehoor het, dis jeugmaand. En nou ek is bevoorreg, ek en my vrou, om 3 kinders te hê. En vir ons kykers wat nie weet nie, Evan wat nou op die klavier was, op die dromme ook is my seun, en Luan wat daar staan met die gitaar is my seun, en Anay is my seun. Ag, my dogter. Vergewe my. Anaykie, ek het vir hom gekyk want ek wil sê, hier is my aangenome kinders. Maar hier is my dogter, hier is my aangenome dogters. Aangenome dogters, hulle almal is my dogters. Hoor jy, Michael, dis my dogter daai. En hier is my pigmentkinders. Nou, omdat dit jeugmaand is ek so dankbaar vir die Here, ook vir Eckhart. En Eckhart is 'n jong man wat die Here in hierdie bediening oplig en optel as 'n bedienaar van God se woord, en volgende week gaan hy vir ons bedien. Maar vanmôre is dit vir my as 'n pa die grootste voorreg om vir Ewan te gee
So, eerstens, ek weet wat het hy ingesit. As ek hom sien, is hy besig. En ek wil nie te veel goed sê nie, maar anders sal ek het of ek hom wil oplig. Maar die Here het my en my vrou wonderlike kinders gegee. Luan is 'n awesome seun en Anna is 'n awesome dogter. En Ewan, weet ek, op hierdie stadium in hierdie seisoen van ons lewe het hy ja gesê vir die roeping van God op sy lewe. En ek het vermoedigheid om hom te vra en hy rebelleer nie. Hy sê net, ek sal dit doen, pa. Luan, die Here werk nog met hom. Maar hy is uniek op sy manier. Nie almal is predikers nie, verstaan mooi. En hy is fantasties in wat hy doen. Hy's 'n gentle giant. Hy het nie baie woorde altyd nie, maar hy's 'n reus in sy gees. Anetjie is ons almal se prinses. Maar okay, ek praat te veel. Maar dit is my so groot voorreg. Seun, pa's trots op jou. En dit is my so groot voorreg. Amen. En ek wil vir u sê, hierdie generasie is veilig. As ek eendag moenie opgewonde raak nie, eendag my koffie neerlê wat nog ver is, moenie opgewonde raak nie, sal Eckhart en hierdie seun sal hulle kan aangaan en ek sal weet hierdie bediening is veilig. As die Here vertoef om te kom. Gee hom 'n lekker hande klap. Goeiemôre familie. So ek wil net eerstens weer begin deur om te sê dat ek nie hier op my eie krag staan nie. Ek staan nie om gesien te word nie, om mense te impress of enigiets, maar soos julle gehoor, ek het myself available gemaak aan God om gebruik te word as 'n instrument. En ek het gebid dat elke liewe woord wat ek gaan sê in sy perfekte wil en plan is. En ek het met Andrew gepraat gister en toe besef ek, ons kan wat hier agter die kansel staan, kan die mooiste woord voorberei, kan die mooiste woorde sê, maar as jou gees nie ontvanklik is nie, kan ek wat ook al woorde sê wat ek wil en kan, maar as jou gees nie oop is om te ontvang nie, dan help dit niks nie. So my gebed is dat julle harte sal oop wees, dat julle geeste in lyn sal wees en dat julle God se woord sal ontvang. Amen. So ek wil vanoggend met julle praat oor iets wat ek baie seker is ons almal het al ervaar en wat baie van ons dalk op hierdie oomblik ervaar, en dit is vrees. Vrees oor môre, vrees oor finansies, vrees oor verhoudings en die vrees van wat as dinge nie uitwerk nie en wat as ek beheer verloor. En ek wil begin met 2 gebeurtenisse, 2 mense en 2 oomblikke van vrees, maar 2 heeltemal verskillende reaksies. Die eerste gebeurtenis is die disippels in die middel van 'n storm op 'n boot met winde wat waai, golwe wat slaan teen die boot en water wat dalk die boot begin vul. En ervaarde vissermanne wat groot geword het op die waters, maar selfs hulle raak vreesbevange. En dan is daar Jesus in dieselfde boot, in dieselfde storm, maar hy slaap. En die disippels hardloop na hom toe en vra, Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? En agter daardie vraag sit iets baie dieper, nie net vrees nie, maar twyfel. Dan is daar die tweede gebeurtenis, Jesus nie in die boot nie, maar in die tuin van Getsemane. Hy het geweet wat kom, hy het geweet die kruis wag vir hom, hy het geweet die lyding wag, die pyn wat wag, en die Bybel wys ons die gewig daarvan, dat Jesus intens gebid het, dat daar soveel druk was, dat sy sweet soos bloed geword het, en tog ten spyte van alles bid hy, nie my wil nie, maar U wil. Familie, die is 2 mense, 2 oomblikke van vrees, maar 2 verskillende reaksies. Die een het hysteries geraak, en die ander het oorgegee. Die een het gevra, Here, gee U nog om. Die ander een het gesê, Vader, ek vertrou U. Albei het vrees ervaar, en albei was onder druk, maar die verskil was nie die storm nie, die verskil was vertroue. En miskien is dit waar ons vandag is, want jou storm is dalk nie golwe nie, of winde nie, maar dit is dalk jou finansies, of dit is jou toekoms, of dit is jou huwelik, of iets waarvan niemand eers weet nie. So ek dink die vraag vandag is, het jy 'n storm nie? Want almal het storms, en van ons sit dalk nou in 'n storm. Maar die vraag is, gaan jou reaksie verander oor wie in jou boot is? Want wanneer vrees hard praat, wat word harder? Vrees of jou geloof? En dit is waar ek vandag wil praat.
So, as albei verhale vir ons iets wys, die disippels in die storm en Jesus in die tuin van Getsemane, dan is daar 'n vraag wat opkom. Hoekom sukkel ons so baie met geloof? Want as ons eerlik is, ons almal sê ons vertrou God, maar wanneer storms kom, dan raak dit moeilik. Wanneer dinge onseker begin lyk, dan raak geloof al minder en moeiliker. So hoekom? Baie predikers stop by, jy moet net meer glo, of jy moet net God meer vertrou. Maar ek glo die vraag gaan baie dieper as net dit. So as ons vra, hoekom sukkel ons so met vertroue, glo ek die antwoord is, omdat ons beheer wil hê. As mense, hou ons van beheer. Ons beplan, ons bereken, ons maak planne, ons probeer voorbereid wees, en ons hou van sekerheid, en ons hou daarvan om te weet wat volgende gaan gebeur. Ons wil beheer hê oor ons finansies, ons toekoms, ons gesondheid en ons verhoudings. Ons wil beheer hê oor ons roeping, ons werk, en ons wil beheer hê oor ons lewe. En hoor mooi, daar is niks verkeerd daarmee om verantwoordelik te wees nie, en daar is niks verkeerd met beplanning nie. Maar daar kom 'n punt wanneer jou beplanning verander in, ek moet in beheer wees. En ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar die goed waaroor ons gewoonlik die bangste is gewoonlik die goed wat jy die minste kan beheer. Ons is bang vir môre, want ons kan dit nie beheer nie. Ons is bang vir verlies, want ons beheer dit nie. Ons is bang vir mense wat ons kan seermaak, want ons beheer dit nie. Ons is bang vir uitkomste, want ons beheer dit nie. En miskien is dit hoekom vrees so vinnig groei, want vrees verskyn baie maal waar beheer verdwyn. Wil dit weer sê? Vrees verskyn baie maal wanneer beheer verdwyn. In Engels het dit vir my mooi uitgedruk. Fear appears when control disappears. En dit is interessant, want Jesus in Matteus 6 sê vir ons, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Met ander woorde, wat verander bekommernis? Wat los dit op, of wat voeg dit by? En die antwoord is baie eenvoudig, niks nie. En die probleem is nie onsekerheid nie, die probleem is wie ons vertrou binne onsekerheid. Want almal gaan storms hê, mense met groot geloof, mense wat lief is vir God, mense wat hom gehoorsaam. So die vraag is nie, gaan jy storms hê nie, maar die vraag is, wie vertrou jy wanneer jou storm kom? En iets wat ons almal moet hoor, jy was nooit geskep om die gewig te dra van alles beheer nie. Want daardie gewig, daardie las en daardie verantwoordelikheid was nooit bedoel om op jou skouers te wees nie. En dit is hoekom mense moeg raak, dit is hoekom mense uitgebrand raak, en dit is hoekom mense angstig raak, want ons probeer iets dra wat nog altyd aan God behoort. En dalk die grootste probleem in ons lewe is nie dat ons beheer verloor nie, maar dat ons leef asof ons ooit veronderstel was om dit te dra. Nou as dit waar is, as beheer die ding is waaraan ons vasklou, dan maak die disippels se reaksie in die boot baie interessant. Want wat gebeur het wanneer beheer wegval, kom vrees in. En wanneer vrees inkom, begin jou geloof al minder raak. So die oomblik toe die disippels beheer verloor het vrees begin oorneem. Die wind wat gewaai het, die boot wat geskit het, water wat dalk in die boot gekom het. En as gevolg van dit, raak die disippels paniek bevange. En iets wat ek net gou wil sê, wat ons nie verkeerd moet verstaan uit die verhaal van die disippels nie, is die feit dat hulle na Jesus toe gegaan het. Want dit is belangrik, wanneer ons bang raak, moet ons na Jesus toe gaan, en wanneer ons swaar kry, moet ons na Jesus toe gaan. Wanneer ons dinge nie verstaan nie, wanneer dinge onseker lyk, moet ons na Jesus toe gaan. Maar die probleem was nie dat hulle Jesus wakker gaan maak het nie en na hom toe gehardloop het nie, maar die probleem was wat vrees aan hulle denke begin doen het. Want vrees het hulle laat begin twyfel, nie net in hulle situasie nie, maar die een wat binne die boot was. En dit is hoekom die disippels toe gevra het, Here, gee U dan nie om nie? Nou, as ons eerlik moet wees, hoeveel van ons het al gevra, Here, sien U my nie raak nie? Of Here, gee U nog om? Here, waar is U? Of Here, verstaan U wat ek nou deurgaan? En dit is wat vrees doen. Vrees laat jou nie net begin twyfel in die situasies nie, maar die teenwoordigheid van God binne in jou situasie. Maar dan kyk ons wat Jesus gedoen het, toe die disippels hom wakker gemaak het. Jesus staan op, en voordat Jesus die storm aanspreek, spreek hulle vrees aan. Hy vra die disippels, waarom is julle bang? Is dit nie interessant nie? Jesus spreek eers die vrees aan, en toe die storm. Met ander woorde, miskien was die grootste probleem nie die storm buite die boot nie, maar die vrees binne in die boot. Want soms is die storm buite jou boot nie altyd die gevaarlikste ding nie, maar die grootste storm is die een binne jou gedagtes. So, wat moet ons verstaan, familie? Dat die teenwoordigheid van Jesus nie die storm gestop het nie, maar die teenwoordigheid van Jesus moes die disippels se reaksie laat verander. Ek wil dit weer sê, die teenwoordigheid van Jesus het nie die storm gestop nie, maar sy teenwoordigheid moes hulle reaksie laat verander het.
So Jesus in jou lewensboot beteken nie dat daar nooit storm sal wees nie. Jesus in jou lewensboot beteken nie dat alles altyd gaan perfek loop nie. Jesus in jou boot beteken nie dat jy nooit moeilike dae sal hê nie, maar dit beteken dat jy nooit alleen in die storm is nie. Dit beteken dat die storm nie die finale sê het nie, en dit sê vir jou dat iemand groter as die storm binne in jou boot is. En dit is hoekom ons reaksie moet verander. Nie omdat ons nou in 'n ander storm is nie, nie omdat ons in 'n ander boot is nie, maar omdat ons besef wie in ons boot is. Sodat wanneer die vrees die hardste praat, dat ons geloof nie eers sal kyk na die storm nie, maar dat ons geloof sal kyk na Jesus. En dit bring ons dan by Jesus in die tuin van Getsemane. Want wat die disippels vrees gekies het, het Jesus oorgawe gekies. Toe ons gekyk het na die disippels, het ons gesien dat hulle reaksie was vrees, en toe as gevolg van vrees het hulle angsbevange geraak. Maar wanneer ons kyk na Jesus, sien ons iets heeltemal anders. Jesus se reaksie was angs, maar uit 'n plek van angs het Jesus oorgegee. Jesus het dieselfde emosie gehad as die disippels, maar 'n heeltemal ander reaksie. En ek dink dit is belangrik dat ons iets moet verstaan, en dit is dat Jesus nie emosieloos was nie. Jesus het nie gemaak asof alles reg is nie, en Jesus het nie gemaak asof die kruis hom glad nie pla nie, want Jesus was mens net soos ons. Inteendeel, die Bybel wys ons hoe swaar die oomblik was. In Lukas 22 en Matteus 26 sien ons hoe Jesus diep benoud was en hoe die gewig van wat voor hom lê op hom gedruk het. So, Jesus het geweet wat kom, hy het geweet van die lyding, hy het geweet van die pyn en hy het geweet van die kruis. Maar tog, ten spyte van alles, bly hy by die Vader en is Jesus in volle oorgawe. Ons almal ken die gedeelte waar Jesus gebid het, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Met ander woorde, Jesus ontken nie wat hy voel nie. Jesus steek nie sy emosies weg nie, en Jesus maak nie asof die situasie maklik is nie. Maar, dan bid hy verder en hy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Nou, familie, ek glo dit is wat ware geloof is. Want baie mense dink geloof beteken, jy voel niks nie, jy twyfel nooit nie, jy is nooit bang nie, en dat jy nooit onder druk is nie. Met ander woorde, jy het jou geloof geplaas in Jesus, so alles gaan nou net moet perfek loop. Maar dit is nie wat geloof is nie. Geloof beteken nie dat jy niks voel nie, en geloof beteken nie, jy glimlag terwyl jou wêreld besig is om uitmekaar uit te val nie. Geloof is ook nie om voor te gee dat alles perfek is nie. En geloof, net soos met Jesus, is nie emosieloosheid nie. Maar, geloof is gehoorsaamheid, selfs wanneer jou emosies iets anders skree. En dit is wat Jesus vir ons wys. Hy wys vir ons dat geloof nie altyd lyk soos oorwinning nie, maar dat dit soms lyk soos oorgawe. Soms lyk geloof soos, Here, ek verstaan nie waartoe ek nou gaan nie. Ek verstaan nie hoekom ek hierdeur gaan nie. Ek hou nie hiervan nie. Dit is moeilik, dit is ongemaklik en die druk raak te veel, maar ek vertrou U nog steeds. Nou familie, hier steun teen een van ons, of van julle wat hier sit, wat sit met onsekerheid, wat onder druk voel, met vrees, wat ook al dit mag wees. Ek dink nie dit is 'n vraag nie, maar die vraag is weer eens, wat doen jy met die vrees? Wat doen jy met jou onsekerheid? Want as ons gekyk het na die disippels, dan sien ons dat vrees hulle weg van God gelei het. Vrees het hulle nie net laat twyfel in die situasie nie, maar God het hulle laat begin twyfel in God. Maar dan kyk ons wat Jesus gedoen het, en ons sien, hy het na die Vader toe gegaan. En ek wil gou iets baie belangrik sê, 10-1 die belangrikste ding van die hele boodskap. Maar, so ek wil, julle moet geluister, en dit is dat, geloof is nie die afwesigheid van vrees nie, maar geloof is om God te kies, terwyl vrees nog teenwoordig is. Wil dit weer sê, geloof is nie die afwesigheid van vrees nie, maar geloof is om God te kies, terwyl vrees nog teenwoordig is. En dit is hoekom Jesus in die tuin van Getsemane sulke kragtige voorbeeld is. Want na hy gebid het die storm nie verdwyn nie, het die kruis nie weggegaan nie, die uitdaging het ook nie kleiner geword nie, maar Jesus het gekies in die middel van sy vrees, en angs en alles, om sy vertroue in God te sit. So wat moet ons doen wanneer vrees kom? En wat is die praktiese toepassing daarvan? Want ons hoor nou oor die disippels, die storm, Jesus in Getsemane en geloof, maar dan kom die vraag, wat nou? Want die realiteit is dat vrees gaan kom, onsekerheid gaan kom, twyfel gaan kom en storms gaan kom. Dit is onvermydelik. So die doel is nie om nooit weer vrees te voel of om nooit weer angs te voel nie. Die doel is nie om nooit weer onseker te wees nie. En die doel is nie om voor te gee dat alles perfek is nie. Die doel is sodat ons nooit sal toelaat dat vrees, onsekerheid, angs of storms ons sal beheer nie. Want ons het 'n groot verskil tussen om vrees te ervaar en om deur vrees beheer te word. Wanneer ons kyk na die disippels in die boot, leer hulle ons wat om nie te doen nie,
En as ons kyk na Jesus, leer hy ons wat om te doen. Met die disippels het vrees gekom en hulle het toegelaat dat vrees hulle beheer. Met Jesus het angs gekom, maar Jesus het oorgegee aan die Vader. En dit is die verskil. Dat wanneer vrees kom, dat ons nie sal weghardloop van God af nie, maar dat ons na hom toe sal hardloop. Wanneer vrees kom, begin ons nie God bevraagteken nie, maar ons begin God vertrou. Wanneer vrees kom, probeer ons nie nog harder om beheer te neem nie, maar ons gee ons beheer oor aan God. En hier is wat ons moet verstaan, familie. Ons het nie nodig om alles uit te figure nie. Ons het nie nodig om elke antwoord te ken nie, en ons het nie nodig om alles, die planne en alles te laat uitwerk nie. Ons moet net die een ken wat die antwoord het. Ons hoef nie môre reeds te verstaan nie. Ons het nie nodig om die hele pad vorentoe te sien nie. Ons moet net die een ken wat reeds daar is. Hier is, in my voorbereiding, is iets wat my getref het. Die disippels is besig in die boot om paniekbevange te raak. Hulle dink dalk dat die boot gaan sink. Hulle dink alles gaan uitmekaar uitval. En dalk dink hulle dat hierdie die einde is. Maar dan kyk ons na Jesus, en wat het hy gedoen? Hy slaap. Nou, ek wil hê ons moet die gou in ons lewens toepas. Natuurlik, as ek dit nou gaan sê, bedoel ek dit bietjie figuurlik, maar ek wil net gou julle moet hieraan dink. Hoeveel keer lê ons wakker in die nagte, met slapelose nagtes? Hoeveel keer verloor ons vrede oor iets buite ons beheer? En hoeveel keer raak ons paniekbevange oor môre, terwyl Jesus slaap? En ek praat nou figuurlik, maar die rede hoekom Jesus kan slaap, en die rede hoekom hy kon rus, is nie omdat jou storm nie 'n werklikheid is nie, maar omdat jou storm nie in beheer is nie. En ons het dit gesien op die boot, toe die disippels vir Jesus wakker gemaak het. Jesus het nie wakker geskrik, en soos die disippels angsbevange geraak, en gewonder hoe hy nou hierdie storm gaan kalmeer nie. Nee, Jesus het opgestaan, en hy het eers na die disippels gekyk, en vir hulle gevra, waarom is julle bang? En net dit alleen sê vir ons, dat Jesus ten volle in beheer was van die storm. Sommige van ons spandeer ure, dae, weke, of selfs maande om bekommerd te wees oor dinge wat ons nie eens kan beheer nie. Maar Jesus vra, wie van julle kan deur hulle te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Met ander woorde, wat verander bekommernis? Niks nie. As iets buite jou beheer is, dan is bekommernis nie die antwoord nie. As iets binne jou beheer is, doen wat jy kan, wees gehoorsaam aan God, wees verantwoordelik en doen wat God van jou vra en van jou verwag. Maar dan wanneer jy werklik gedoen het, alles wat jy kan doen, dan lê ons die res in die hande van God en ons gaan ophou probeer om God se werk vir hom te doen. En net so toevallig, ons het nie nodig om beheer te gee aan God nie, want hy het dit nooit verloor nie. Ons moet net ophou probeer om beheer weg te neem van God af. So daarom kan ons vanoggend sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek weet U is in beheer. Ek weet nie wat môre bring nie, maar ek weet U is in beheer. Ek weet nie hoe my storm gaan eindig nie, maar ek weet U is in beheer. Want familie, as God die heelal in plek kan hou, kan hy sekerlik my môre in plek hou. As hy die sterre by die naam ken hy sekerlik my situasie. Al wat ons moet doen, is om op te hou en probeer wees van ons eie lewe, ons eie situasies, en ons moet begin lewe in volle oorgawe. En dit bring ons dan by iets besonders. As oorgawe die antwoord is, dan hoe lyk dit prakties? En hoe leer ons om God genoeg te vertrou, dat ons in volle oorgawe kan leef? En daai antwoord kry ons deur om na nog iemand in die Bybel te kyk, en dit is Dawid. En van al die dinge wat God kon gesê het van Dawid, sê God, Dawid, 'n man na my hart. Nie 'n man na my hand nie, nie 'n man na my aangesig nie, maar 'n man na my hart. En terwyl ek sit op my voorbereiding, tref iets my, weer eens, die Bybel waarsku ons oor ons eie harte, dat Jeremia 17 vers 19 sê vir ons, 17 vers 9, sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Met ander woorde, my hart is nie altyd reg nie, my emosies is nie altyd reg nie, my begeertes is nie altyd reg nie, en my planne is nie altyd reg nie. En tog, toe God praat van Dawid, het hy gesê, 'n man na my hart. En familie, dalk is dit die geheim, dat geestelike volwassenheid is nie om jou eie hart te volg nie, maar om God se hart te begeer. Want baie mense in die wêreld leef volgens, baie keer dan sê hulle, volg jou hart, of doen wat jou hart vir jou sê. Maar ons as Christene moet sê, Here, ek wil U hart volg. Wat is U hart vir my? Wat is U planne vir my? En wat is U wil vir my? En ek dink dit is wat baie mense vassteek, is dat hulle net God se hand soek. En daar is niks verkeerd daarmee om God se hand te soek nie.
Wanneer ons bid vir voorsiening, vir genesing, ons bid vir deure wat moet oopgaan, vir deurbrake, en baie maal gee God dit wat ons van hom vra. Dan is daar die mense wat God se aangesig soek. Hulle wil sy teenwoordigheid hê, hulle wil tyd saam met hom spandeer en hulle wil hom beter leer ken. En weer eens, dis wonderlik en daar's niks daarmee verkeerd nie. Maar as ek persoonlik dink daar's 'n ander vlak en ek wil amper sê 'n meer geestelike volwasse plek. En dit is 'n plek waar ons sê, Here, ek soek nie u hand nou nie. Ek soek nie u aangesig nou nie, maar ek soek u hart. Want wanneer ons sy hart soek, sê dit, Here, wat is u wil? Wat is u planne? Here, wat is dit wat u wil hê ek moet doen en wat is dit wat u wil hê ek moet sê? Wanneer jy God se hart begin soek, begin jy sy wil begeer. Wanneer ons sy hart soek, begin ons vertroue in hom te sit, selfs wanneer dit moeilik raak en selfs wanneer ons dinge nie verstaan nie. So, wanneer ons sy hart soek, raak oorgawe ook dan makliker. En hoe weet ons dit? Maklik. Ons het net nodig om na Jesus te kyk weer eens in die tuin van Getsemane. Jesus het geweet van die lyding wat op pad is. Hy het geweet van die pyn en hy het geweet van die swaar kry. Maar nogtans bid Jesus, nie my wil nie, maar u wil. So, hoe kon hy dit doen? Hoe kon Jesus in sulke tyd van angs so maklik oorgee aan die wil van die Vader? Omdat hy die Vader se hart geken het. Jesus het geweet, as die Vader iets toelaat, het hy 'n plan daarmee. As die Vader iets vra, dan bly hy getrou. As die Vader ons lei, dan lei hy ons perfek. En daarom kon Jesus oorgee aan die Vader. So miskien is die uitnodiging van hierdie hele boodskap nie om nie bang te wees nie, maar om God se hart te leer ken. Want hoe beter jy God se hart leer ken, hoe makliker raak dit om hom te vertrou. En hoe makliker dit is om hom te vertrou, hoe makliker raak dit om beheer neer te sit. Want op die ou end gaan geloof nie net oor wat God vir jou kan doen nie. Wanneer jy hom vertrou in moeilike situasies, wanneer jy hom vertrou in jou storm, maar dit gaan oor wie hy is. Want wanneer ek weet wie hy is, dan kan ek sê, Here, ek verstaan nie die storm nie, maar ek ken u hart. Ek verstaan nie hierdie seisoen nie, maar ek ken u hart. Here, ek sien nie nou die uitkoms nie, maar ek ken u hart. So om God se hart te ken, verander alles. En hier is die beste nuus, ons het nie nodig om alleen te probeer sukkel en om te probeer uitwerk wat God se hart is nie. Want wat sy plan is nie en wat sy wil is nie, want Jesus het ons 'n helper gestuur. En ek glo ons almal hier ken die helper, die Heilige Gees. Maar ek glo daar's 'n probleem en dit is dat ons baie keer dink dat die Heilige Gees ons net help in geestelike oomblikke. Wat ek bedoel daarmee is wanneer ons bid, wanneer ons in die kerk is, wanneer ons besig is met aanbidding. Maar die ding wat ons moet verstaan is die Heilige Gees wil jou ook help wanneer jy maandag by die werk is. Wanneer jy bekommerd is oor jou finansies, wanneer jy onseker is oor jou toekoms, wanneer jy nie weet wat die volgende stap is nie en wanneer jy bang is. Ek glo met my hele hart dat die Heilige Gees ons help om in lyn te kom met die perfekte wil en plan van God. Wanneer ek sê Heilige Gees lei my, dan wys hy nie my eie wil nie, maar hy wys my die Vader se wil. Wanneer ek sê Heilige Gees help my, dan probeer hy nie my eie plan sien nie, maar hy help my om volgens God se plan te leef. En dalk is dit presies wat sommige van ons vandag nodig het. Nie nog antwoorde nie, nie nog beheer nie, nie nog planne nie, maar die leiding van die Heilige Gees.